Het jy al 'n dom ding gedoen? Jesus, ek het al 'n dom ding gedoen. Dan wat dit eintlik dom maak, ek weet wat was die regte ding om te doen, dan doen ek 'n verkeerde ding. En wat ook bad is, as die Here eintlik met my gepraat het, ek het eintlik vooraf geweet. Wat my ook 'n dom ding laat doen is, as ek te hastig 'n ding doen. Dit laat maak dat ek 'n dom ding doen. Ek doen ook 'n dom ding as ek uit emosie uit antwoord. Uit emosie uit. Ek's kwaad, is hartseer, is ongelukkig en ek werk uit emosie uit. Ja, dan doen dit mense dom ding. Jy dink jy's partykeer slim, maar dan is jy eintlik dom. En dis die hele gedagte met Spreuke. As jy Spreuke lees, want jy weet Salomo was die slimste mens op aarde gewees. En dan reken hulle, Salomo het wyse manne uitgestuur, in die wêreld teruggekom, hulle het wyshede neergeskryf, en God het met hom gepraat. Maar wat baie belangrik is, dat Spreuke wil vir Salomo wys, dat God nog slimmer is. En dit is, moet ek en jy ook besef, en dit is nog steeds die waarheid, dat God is slimmer as ons. En daarom kry Spreuke, en hy sit hierdie gedagte, en hy sê, koester wysheid. En die een kant sê hy, moenie na 'n slegte vrou luister nie, en ek dink, hy bedoel, moenie na 'n vrou luister wat jou wil in die bed kry en verkeerde goeders met jou doen nie. Dit is verkeerd, maar hy praat ook van dwaasheid wat soos 'n slegte vrou is, wat jou kom met slimse planne en sy vernietig jou lewe. En die ander kant dan sê hy, maak wysheid soos jou suster. Dan noem hy haar ook 'n vroulik, 'n wysheid jou suster. Met ander woorde, ek kyk na my suster, ek gee om vir my suster. My suster is naby aan my hart, ek beskerm haar. Dan wil hy sê, dis hoe jy met wysheid moet werk. Wysheid moet naby aan jou hart wees, by jou hart wees. Dit moet gekoester wees. Nou waar begin wysheid? Wysheid begin by die dien van die Here. Ek dink, dis 'n onnosele mens wat nie die Here dien nie. Ek sê dit reguit vir jou, ou wat nie kerk toe gaan nie, nie Bybel lees nie, nie bid nie, wat nie die Here dien nie, en jy kan maar gaan kyk. My pa het gesê, dom as strand. Dis wat hy is. Hy dink hy is slim. Maar, en dis wat God eintlik sê, hy verag hoogmoedige, iemand wat dink hy is beter as ander mense, wat hoogmoedig is, wat dink hy is slim. Maar aan die nederige gee hy genade. As ek na die Here toe gaan en sê, Here, help my asseblief. Here, help my asseblief. Vandag het ek 'n fout gemaak. Ek het in die moeilikheid gekom, gesukkel. Ek wil amper nie vir jou sê nie, maar kom ek sê maar vir jou, ek het my Toyota vasgesit, 'n plek gery waar ek dink ek kan deurkom, ek het alles reg gedoen, uitgeklim, maar eintlik het die Here vooraf my gepraat. Moenie daai pad ry nie, nee, ek sal dit maak, en toe ek sien die moeilikheid, draai om, ry 'n draai, nee, ek sou nie lus vir dit nie, toe kom ek in die moeilikheid, en jy kan nie glo nie, hulle moes my uitsleep met 'n trekker. Die eerste keer in 11 jaar wat dit met my gebeur, en wat my vies maak is, die Here het voor die tyd met my gepraat. Nou staan ek daar, wag vir hulle, en ek voel sleg, ek voel bad, ek voel sleg. Here, jammer dat ek nie vir jy geluister het nie, jammer vir my sonde. En dis of die Here vir my sê, dis nie sonde nie, ek het niks verkeerd gedoen, dis nie sonde nie, maar ek sukkel. Die Here wil eintlik vir my wys, as ek vir hom luister, sal dit my beter gaan. Die probleem is, ek wil weet hoekom. Hoekom moet ek die ander pad ry? Die Here wil nie altyd die hoekom vir ons sê nie, hy wil hê ons moet hom net vertrou. So, toe trek hulle my uit, en ek sê, ek's jammer Here, praat weer met my. Nou weet jy wat, God gaan weer met my praat. Weer met my praat. En as ek die hele tyd net bewus is van, ek is nie slim nie, ek weet nie alles nie. Die Here weet alles, ek moet die Here vertrou, en die Here glo, en die Here se woord glo, dan is jy wys. Moenie dom dinge doen nie. Jy doen dom dinge, wat jou laat sukkel, en God wil dit nie hê nie. God wil jou help. Kom ek bid vir jou. Dankie Here dat U wysheid daartoe ons bring. Dankie dat ons kan vra wat om te doen en U help ons. Dankie vir U vrede en U genade oor ons. Dankie dat U ons wil help dat dit beter gaan. Ek bid vir elkeen wat na my luister, dat ons wysheid sal hê en U sal dien. Dankie vir U liefde in die naam van Jesus. Amen. Dankie, jy is 'n great blessing.